Yes,
Wat 'n voorreg vanmôre, Here, dat ons kan weet dat U ons God is en dat daar niemand soos U is nie, Here. Daar's niemand wat ons kan lief hê soos wat U ons liefhet nie. Dankie Vader dat U Jesus gestuur het, U Seun gestuur het na die aarde toe om ons te kom sterf aan die kruis van Golgotha. Dankie Jesus dat U die prys betaal het, dat ons vanmôre gewas kan wees in die kosbare bloed van die Lam en dat ons vanmôre kan uitroep, we love you so much, Lord. Dankie Heilige Gees dat U met ons is elke oomblik van die dag. Dankie dat ons vanmôre weet U is die een wat ons leer en lei in alle waarheid. U is die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. U is ons beste vriend vanmôre, Here. En dankie dat U vanmôre hier is om hierdie woord in elke hart te kom verseël, Here. Ek vra dat U vanmôre hierdie woord diep in elke hart sal bære, Here. Dat elkeen wat vanmôre luister sal inneem en hulle eie sal maak, Here. Dat die lewens sal change, dat die mense se gedagtes sal verander, Here. A mindset, just change the mindset in the name of Jesus. Let your glory just fill each and every one of us today, Lord. So that we can know how much you love us, Lord. Ek vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Die wat die Bybel gebring het, kan ek vanmôre blaai na die Hebreërs die 10de hoofstuk, die 2de vers. Ek gaan met julle praat vanmôre oor the blood of Jesus, effective forever. Die bloed van Jesus
het nog nooit sy krag verloor nie. Die bloed van Jesus is vanmôre dit wat ons was, dit wat ons sonde vergewe, dit wat ons reinig, en dit wat ons maak kinders van 'n lewende God, is die bloed van Jesus Christus. Hebreërs 10 vers 2 sê, if the people worshiping God has already been purified from their sins, they would not feel guilty of their sins anymore, and all sacrifices would stop. As it is, however, the sacrifices served year after year that reminded the people of their sins. Sê net vir iemand reminded. For the blood of bulls and goats can never take away any sin. Vers 12. Christ, however, offered one sacrifice for sin, an offering that is effective forever. And then he sat down at the right side of God with one sacrifice, verse 14, with one sacrifice then, he made perfect forever those who are purified from sin. Net tot sover. So many people in life today can't comprehend the fact that the moment I gave my heart to Jesus, the moment I've been born again, all my past sins are taken away and washed away. Everything I've done in my life, no matter what, no matter how big the sins were, it vanished because of the blood of Jesus Christ. Because he wiped it away. And I became a new person in Christ. Paul confirms this in 2 Corinthians 5 verse 17. He says, therefore, if anyone is in Christ, ek lees die Amplified Bible, if anyone is in Christ, that is crafted in, joined to him by faith in him as Savior, he's a new creature, reborn, renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous mortal and spiritual conditions have passed away. It has vanished. Behold, new things have come because spiritual awakening brings a new life. Wanneer ons na hierdie skrif gaan kyk, dan is dit partykeer so hartseer dat baie mense nie hierdie skrif verstaan nie. In die dag wat ons leef, is daar so baie mense wat hierdie idee het van, weet jy wat, ek moet nog aan gisters en aan eergisters vashou. The problem is the system of the world is captured inside the law of the Old Testament. Want die wêreld sê, daar's nie tweede kanse nie. Everyone must pay for whatever they have done. Jy sien, dis die sisteem van hierdie wêreld wat vasgevang is in die Ou Testament. Soveel mense leef nog in die Ou Testament en die totale sisteem van hierdie wêreld probeer die kerk van die Here Jesus weghou van die genade van God af en probeer ons giet in 'n vorm van die Ou Testament onder die wet. Want vir die wêreld gaan dit oor jy moet gejudge word vir wat jy doen.
Jy moet betaal vir wat jy gedoen het in jou verlede. Dis hartseer vanmôre wanneer ek baie keer met mense praat. Hoe lief is mense daarvoor om ander mense se verledes te gaan uithaal. Daai ou het dit gedoen en daai ou dat gedoen. Partykeer as daar mense vir my sê, "Pastoor, jy ken nie hierdie ou nie." Ek ken nie ou wie hy nou is. That's all that matters. Ek gee nie om vir wie hy was nie. Want jy sien as hy gewas is in die bloed van die lam, vrygemaak is, losgekoop is ek volgens Paulus se skrifgedeelte 'n nuwe skepsel in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Maar om werklik vanmôre te kan verstaan wat die Gees in my hart kom plant het met hierdie boodskap, is dit nodig dat ons vir 'n oomblik net sal gaan stil staan in die Ou Testament. Een keer 'n jaar in die Ou Testament was daar 'n versoeningsdag gewees wat God uitgeroep het onder die wet. Gaan dit in kort vinnig met u noem. Dit het as volg gewerk. Die hoofpriester het 2 bokke geneem. Die een was as 'n offer gebring en die ander ene was genoem die scapegoat, die sondebok. Dis in elk geval so vir die wat nie weet nie, dis waar die spreekwoord vandaan kom van ek is die sondebok of iemand is die sondebok. Wat eintlik beskruiklik is, maar okay, dit gaan ons daar los. Die rede daarvoor vanmôre kind van die Here is die heenwysing na Christus en dit wat Christus vir ons gaan doen het. Die hoofpriester het hierdie een bok gevat en hy het hom by die woestyn ingejaag met die sonde van die volk. En uit die ander bok het hy geslag en hy sy bloed gevat om versoening te gaan doen vir die volk se sondes. Maar wat hartseer is van hierdie hele verhaal en van hierdie hele sakrament wat plaasgevind het in die Ou Testament is dat mense was vergewe vir hulle sondes, maar dit was nooit weggewas nie. Dit was nog steeds daar. Alhoewel die hoofpriester ingegaan het in die allerheiligdomme in en vir die volk gaan versoening doen het en die Vader hulle vergewe het, was hulle sondes nog steeds in die eerste plek en hulle agterkop in die tweede plek bok wat in die woestyn ingejaag was. Met ander woorde vanmôre, as ons na die skrifgedeelte gaan kyk, vers 2 sê if the people worshiping God has really been purified from their sins, they would not feel guilty of sin anymore. And the sacrifices would stop. Maar kyk wat gebeur. Vers 3. As it is, however, the sacrifice, elke jaar se sacrifice, elke jaar se ritueel wat plaasgevind het, sê die Bybel, the sacrifice served, hoor gou mooi wat die Bybel sê. It didn't serve as a guilt-free offering. It served, sê die Bybel, year after year, reminding the people of their sin. Beskruiklik. Met ander woorde, wanneer hierdie hoofpriester ingegaan het in hierdie allerheiligdomme in, die oomblik wanneer hierdie sacrifice begin het, die oomblik wanneer die versoeningsdag begin het, was die Israeliete herinner deur dit wat gebeur, dit wat plaasvind, was hulle herinner aan al hulle sondes van die jare wat verby is. Met ander woorde, hulle sonde was nie weg gewees nie. Alhoewel hulle vergewe was dit nie weg nie. Inteendeel, they had a reminder
The whole service, the whole sacrifice was a reminder. En hy sê ek wat so sê die Bybel sê dit. Ek sê the sacrifice served year after year to remind the people of their sins. Jy sien dis die probleem vanmôre wat baie kinders van God mee sit. Alhoewel hulle harte vir God gegee het, alhoewel hulle wedergebore is, gewas in die bloed van die lam, onthou hulle nog steeds hulle gisters en hulle eergisters en hulle 10, 20 jaar terug. Al hulle goed wat hulle verkeerd gedoen het, onthou hulle. En die stelsel van hierdie wêreld maak dit dat selfs die kinders van God vir mekaar herinner aan ons verlede. Hoe hartseer is dit nie? Dat ons na mekaar kyk nie as nuwe mense in Christus, soos wat Paulus dit sê, nuwe skepsel in Christus nie. Ons kyk na mekaar en ons sien die foute wat ons gemaak het in die verlede. Wie wat hartseer, en ek gaan nou meer oor dit praat, maar dis asof die kerk van die Here Jesus eintlik sê, my gedagtes, dit wat ek van jou weet, is sterker as die bloed van Jesus. Eina. Jy sien, wat ons nie besef nie, is die oomblik wanneer ons op daai plek kom, sit ek myself onder die wet. Nou ek gaan vanmôre 'n groot ding sê. Die oomblik wanneer ek iemand judge oor sy verlede, sit ek myself onder die wet. En die Bybel sê as jy onder die wet wil staan, het jy van die genade vervalle geword. Sjoe. Met ander woorde, elke keer wat ek iemand se verlede is, man, al is dit gister se foute of eergister of verlede week se foute, die oomblik wanneer ek iemand se foute gaan uithaal en hulle hamer op daai foute wat hulle gemaak het, dan distansieer ek myself van die genade van Christus en ek sit myself onder die wet. En weet jy wat, daar's oor die 600 wette. Jy moet hulle almal onderhou, sê die Bybel. Galasiërs kom Paulus en hy sê, as jy dan een van hierdie wette wil onderhou, staan jy onder die verpligting om al die wette te onderhou. Stap net so gou 'n bietjie aan iemand en sê, ek gaan nooit weer judge nie. Ek wil my verstout om te sê, as jy na vanoggend nog gaan judge, dan weet ek nie wat gaan jy raai onder die wet uithaal nie. Jy sien, ons lees die Bybel, maar ons verstaan nie wat God vir ons sê nie. Want jy sien, alhoewel hierdie kinders van Israel vergifnis gekry het, volgens hierdie skrifgedeelte in die 3de vers, alhoewel hulle vergifnis gekry het op daardie dag, was hulle sondes nie weggewas nie. Inteendeel het hierdie seremonie hulle heeltyd herinner aan al hulle tekortkominge, al hulle foute wat hulle gemaak het, alles wat hulle verkeerd gedoen het in die verlede. Dit weerspieël hulle sondes wat hulle van vergewe is. Wat van my hartseer is, toe ek hierdie skrifgedeelte lees en die Here dit op my hart sit, toe besef ek een ding wat ek in my lewe nog nooit regtig eers aan gedink het nie. Dalk het jy ook nog nie aan gedink nie. Onthou ek het gesê, daar's 'n sondebok wat hulle die woestyn injaag. Hulle was in die woestyn, hulle het rondgetrek in die woestyn. So die oomblik wanneer hulle 'n bok in die woestyn gesien het, was hulle herinner aan hulle sonde. Come on. Terwyl hulle rondtrek in hierdie woestyn, elke keer wanneer hulle 'n bok sien, dan sê daai bok eintlik vir hulle, julle is vergewe, maar julle is nie gewas nie. Kan ek dit in ons taal sê? Die bok roep eintlik uit, jy's vergewe, maar ons het nie vergeet nie.
Kan ek dit verder vat? Hierdie boks sê eintlik, jy's vergewe, maar God het nie vergeet nie. Hoe verskriklik was dit? Om vanmôre te kan dink, ek word vergewe, maar ek leef onder die las van sonde, maak nie saak wat nie. Die Passion Translation sê die volgende. Hy sê the old system, onthou ek het nou gepraat van die system. Hy sê the old system of living under the law presented us with only a faint shadow, a crude outline of the reality of the wonderful blessing to come. Even with its steady esteem of the sacrifices offered year after year, there still was nothing that can make their hearts perfect and pure. Met ander woorde, al was hulle sonde vergewe, was hulle nie perfek en heilig voor God nie. Vers 2. I say, for if an animal sacrifice could once and for all eliminate sin, they would have ceased to offer, and the worshippers could have their conscience cleansed. Instead, once a year was not enough to cleanse their conscience. Because the worshippers were continually reminded of their sin with their hearts still impure. Met ander woorde, hulle sonde was vergewe, maar hulle was nog steeds nie rein voor God nie. Heilig voor God nie. The impurities of their hearts still stood out. Reminded them of their sins. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ek gee nie om wat ek in my lewe gedoen het nie. Dis verby. Dis onder die bloed. Ek het al baie keer vir mense gesê, wanneer ek ander mense se goed wil gaan uithaal van gister en van eergister, krap ek die bloed van Jesus oop om by hulle sonde uit te kom. Vreeslik. Waarmee is die kerk besig, is my vraag. Is ons regtig met die genade van God besig? Of het ons onsself lankal verplaas om terug onder die wet te staan? Waar staan jy vanmôre? Is die vraag wat ek aan jou rig. Eintlik wat gebeur het in die Ou Testament, het hulle nog erger laat voel. Elke jaar was die las al hoe erger gewees. En die las al hoe meer geword. It made them feel worse. Want die Bybel sê in 4de vers, hy sê, for the blood of bulls and goats can never take away sin. Maar dank God vanmôre vir die bloed van Jesus Christus. Sê net vir iemand naby jou, dank God vir die bloed van Jesus Christus. I thank God for the blood of Jesus on the cross of Calvary. Vers 12 kom die Bybel en hy sê, Christ, however, offered one sacrifice for sin. Kyk wat sê hy dan. An offering that is effective forever. Not only for that day. Jy sien, vir hulle was hierdie offer wat gebring was net effektief vir die een dag. Vir die versoeningsdag. Maar Jesus kom
En hy bring een offer, kerk van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy hoef nie meer in jou gisters en jou eergisters te leef nie. Jy hoef nie meer tussen die ashoop van jou verlede te bly nie. Jy hoef nie vanmôre meer rond te krap tussen jou verledes nie. Tussen jou foute en jou tekortkominge van die gisters en van eergisters nie. Jy is vanmôre die oomblik wanneer ek my hart vir Jesus gee. There's one sacrifice that's effective forever, cleansing me and wash me in the blood of the Lamb and wash away and wipe away my sins forever. Ek was nie net vergewe nie. It's been wiped away. The slate has been wiped clean. Ek sit nou die aand en die Here het lankal my in die week met hierdie goeie begin werk oor hierdie skrif en ek het net as lief om op TV partykeer hierdie polisie goedjies te kyk, CSI en FBI en daai goede. Nou sê die ou iets van en dit tref my. Partykeer as ek kyk daar maar my kop is nie daar nie, jy weet wat ek bedoel. Maar hierdie ou sê iets wat my diep in my hart tref. Die ou sê ek verstaan nie want die vrou alles wat ons stelsel wys dit eers van 3 jaar terug af. Daar wys niks van wat voor dit nie. En skielik sê die Gees van die Here vir my, that's exactly what happens when you be born again. Ek sien die oomblik wanneer ek wedergebore is. Die oomblik wanneer ek my knieë voor God buig en ek sê, ekskuus Here, then he wipes everything away. Man, hulle kan gaan krap soveel as wat hulle wil. Hulle kan op al hulle computers gaan kyk as hulle wil. Ek gee nie om waar hulle gaan krap nie. I've been born again into the family and the kingdom of God. I've not just been forgiven, I've been washed clean by the blood of Jesus Christ. Luister wat sê die Bybel. Hy sê, with one sacrifice then, he made us perfect forever, who has been purified from sin. Ek sien wat ons nie besef nie, is dat wanneer ek my hart vir Jesus gegee het, gaan ek nog foute maak, ja. Maar die oomblik as ek sê, ekskuus Here, as hy weg. Gone. Ek gee nie om wat jy gister gedoen het nie. Ek gee nie om wat jy die week wat verby is gedoen het nie. Maar as jy vanmôre jou knieë voor God buig en sê ekskuus Here, ek met berou roep ek vanmôre en ek vra, Here vergewe my, dan sê God vanmôre vir jou, I'm wiping it away forever. Not to remind you of your sin, not to see the scapegoat, but to see, Lord, I'm cleansed by the blood of the Lamb. Jy sien, dis die prys wat Jesus vanmôre betaal het. Hy wil nie vanmôre hê die kerk van die Here moet op die verlede vassit en in die verlede vashak nie. Want dis wat die vyand jou wil hê. Want jy sien, die vyand kan jou nie gaan aankla by God nie, so wat maak hy? Hy kla jou aan in jou gewete. In the conscience. Onthou in skrif, hy sê, this everything reminded them in their conscience, that their conscience was not clear, because their sins was not away. Maar omdat my gewete, my gedagtes, nou beheer word deur God se Gees, gewas in die bloed van die lam, kan ek vanmôre staan, 'n nuwe skepsel in Christus. Elke môre as ek my oë opslaan na die hemel toe en ek my knieë voor God buig, is ek 'n nuwe skepsel in Christus. Man, dis nie net iets wat een keer gebeur nie. Elke dag van my lewe is ek 'n nuwe skepsel in Christus. Daardeur sê ek nie vanmôre ons moet ons prins sondig nie. Want die Bybel sê vir hom wat moeswillig sondig en daar geen offer oorgebring nie. Gaan ons val? Ja, verseker. Gaan ons per ongeluk sonde doen? Ja, verseker. Maar die oomblik as ek my hande so opsteek, sê Here, ek is so jammer.
and He cleansed me again and again and again. Dis hoekom Paulus kan sê vanmôre, hy sê ek het ontvang van God genade op genade. Dit beteken vanmôre kerk, dis genade wat elke dag nuut is. Genade wat elke dag oor my uitgestort word. Genade wat elke dag aan my gegee word. Want ek is 'n kind van God. I can stand with a pure heart. Strewe na heiligmaking vanmôre kerk van die Here. Jesus verander alles. Dit wat nie gewerk het nie. Dit wat vergewe het, maar nie gewas het nie. Kom Jesus en hy kom verander alles. Hebreërs 9 vers 25 sê every year the chief priest went into the holy to make a sacrifice with blood that isn't his own. However, Christ didn't go into the heaven sacrificing himself again and again. He there, for then he would have had suffered many times every day. I say instead now, when all ages of time are nearer to the end, luister wat sê hy, he had appeared once and for all. Sê net vir iemand, once and for all. To remove my sin. Hoor gou mooi. Hy sê nie to forgive me nie. Hy sê to remove my sin through the sacrifice of himself. He removes my sin. Daar's geen koopkrag so sterk soos die bloed van Jesus nie. Daar's geen, ag kan ek dit in ons taal maar vanmôre sit, daar's geen waspoeier wat kan was soos die bloed van Jesus nie. Want ag ek weet, baie keer dra met hierdie rooi grond, net sal altyd sê, ag, hierdie rooi grond. Want baie keer raak die wit goede en dan is daar nog steeds kolle. But when I'm be washed in the blood of the Lamb, I'm spotless. I'm pure. I'm holy. Ag, ek weet dit klink dalk vanmôre so eenvoudig, maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy wat vanmôre hier sit, elkeen wat vanmôre kyk, moet besef, as ek my hart vir Jesus gegee het, He took away my sin. He washed away my sin. My gisters en my eergister. Dis my so hartseer baie keer as baie beraders, mense by beraders van sit, haal nou gou gister en eergister se goed uit. Wie gee jou die reg om dit te gaan uithaal as Jesus dit skoon gewas het? With all due respect. Wanneer hy my gewas het, wanneer hy my skoon gemaak het, wanneer hy my vergewe het, then he removes my sins. The sins will vanish when I've been washed in the blood of the Lamb. Jy sien toe Jesus ons koop met sy kosbare bloed, hierdie bloedoffer, het die Vader ons nie net vergewe nie, maar hy het dit weggevat vir ewig en vir ewig. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat dalk in hierdie plek sit, praat met iemand in hierdie plek vanmôre, dalk iemand op Facebook vanmôre, maar jy wat self altyd in jou verlede gaan krap oor jou foute wat jy gemaak het. Jy wat geen selfbeeld het nie oor die foute wat jy gemaak het in jou lewe. Jy wat voel jy's niks werd nie. Jy wat voel jy mag niks mag na jou pad toe kom nie. Jy wat voel dit mag nie met jou goed gaan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kom weg.
van waar God dit gegooi het. He vanished it. Psalm 103 sê, hy gooi my sonde in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Daai is een van die mooiste skrifte in die Bybel, is seker so ver as was die ooste verwyder is van die weste. So ver verwyder hy my sonde van ons. Hoekom het hy nie gesê noorde en suide nie? Want jy sien net 'n noordpool en jy het 'n suidpool. So dan het hy gesê ek sit dit tot by die noordpool of ek sit dit tot by die suidpool. Maar sien wes en oos het geen begin en geen einde nie. So wanneer die Bybel vir my leer, hy vat my sonde en hy verwyder dit vir my so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. There's no beginning and there's no end. I'm a new person. Ag sê dit vir iemand naby jou, man, jy splinter nuut in Christus. Kan ek u vra vanmôre? Dalk val jy nie in die kategorie nie, ek weet nie. Maar wil jy nie vanmôre vir 'n oomblik jou hand so op jou hart sit en sê, ek gaan nie meer my eie sonde uithaal in die verlede nie. Sit net gou jou hand so op jou bors. Dan sê jy vanmôre vir jouself, ek is klaar met die gisters en die eergisters, want daar's niks van my daar nie. Dis weg. Daar's niks oor nie. Dis weg. It's been taken away. It's been washed away. Daar's nie eers meer 'n bewys dat daar iets was nie. Dis wat God vir ons doen vanmôre. Luister wat sê 1 Petrus 1 vers 18. Hy sê realize that you were set free from the worthless life handed down to you from your ancestors by a paying of silver and gold which can be destroyed. Rather, the payment that freed you was the precious blood of Jesus Christ, the Lamb with no defects and no imperfections. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy's duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Hy het jou gekoop met sy eie kosbare bloed. Terug na ons skrifgedeelte van die dag toe vir 'n oomblik. Die Passion Translation lees so in die 10de vers. Hy sê, and then he said, God, I will be the one to go and do your will. So by being the sacrifice that removes sin, he abolished animal sacrifices and replaces that entire system with a new covenant. Kan ek vanmôre vir jou sê, man, laat die wêreld maar bly in sy ou sisteme van nie onder die wet. Ek is om in 'n nuwe sisteem van 'n nuwe verbond met Christus. Vers 10. Hy sê by God's will we have been purified and made holy once and for all through the sacrifice of the body of Jesus Christ. But when the priest has offered the one supreme sacrifice, this Jesus, for the sins for all time, he sat down at the throne of the right hand of God. En dan vers 14 kom hy sê, and by his one perfect sacrifice, he made us perfectly holy and completed for all time. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Hulle het die ou bok nog sien rondloop in die woestyn. Al wat ek sien is die bloed van Jesus Christus. Kan ons as kerk nie vanmôre kom en sê, Here, ek wil my broer en my suster wil ek begin sien deur die bloed van Jesus. Ek wil hulle nie meer sien uit hulle verlede uit nie. Ek wil nie meer sien hulle gisters en hulle eergisters nie. Ek wil hulle vanmôre sien deur die bloed van Jesus. Ek wil hulle sien deur die oë van die Vader. Skoon gewas, rein, perfect and complete. Onthou wat het gebeur
Wat ek in die begin gesê het, hierdie offer wat hulle gehad het, hierdie sacrifice wat hulle gehad het, hierdie ritueel wat hulle elke jaar gehad het, het hulle herinner aan die sonde. Maar Jesus kom en hy verander dit alles. Luister wat sê die Bybel nou. Hy gee vir ons iets anders om ons aan iets anders te herinner. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is, doen dit tot my herinnering, tot my gedagtenis. Net so ook in hierdie beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die beker van die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Jy sien, God kom en hy gee vir my 'n nuwe gedagtenis. Hy gee my 'n nuwe herinnering. Die herinnering wat hy my gee, is nie my sonde van die verlede nie. Die herinnering wat hy my gee, is jy gewas in die bloed van die lam. Jy sien, wanneer ek aan die tafel vanmôre sit, dan gaan sit ek nie vanmôre met 'n gewete wat my aankla nie. Ek gaan sit nie vanmôre hier met 'n herinnering aan my sondes nie. Ek gaan sit vanmôre aan hierdie tafel met die gedagtes. Ek is vrygemaak, skoongemaak. Ek is nuut gemaak in Christus Jesus. Hy is ons middelaar vanmôre. U sien vanmôre, kind van die Here, herinner die tafel my nie aan my sonde nie. Herinner my nie waar ek vandaan kom nie. Hy herinner my, ek is 'n kind van God, gewas in die bloed van die lam. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van al die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die reinig is die klimaks vanmôre. He's washed your sins away. Ek sluit ons skrif, ons tema vanmôre, the blood of Jesus still effective today because of the blood of Jesus Christ. Hebreërs 10 vers 12 sê, Christ however offered one sacrifice for sin, an offering that is effective forever. Effectief vir altyd. With one sacrifice then, he made me perfect forever. He made me perfect forever. Iemand in hierdie plek moes vanmôre kom hoor. Kry klaar met jou gister. Kry klaar met jou skuldgevoelens. Kry vanmôre 'n skoon gewete voor God. Want ek is gewas in die bloed van die lam. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles het nuut geword. Ek wil hê vanmôre kyk na jouself. En sê vanmôre, Here, ek is nuut. Every day of my life, I'm a new creature in Christ. Because of the grace of God. I'm not standing under the law anymore. I'm not obligated to the law anymore. I'm standing under the grace that made me whole. Die genade wat my skoon was vanmôre. Die genade wat my vry maak vanmôre. Ek weet God het met mense in hierdie plek gepraat vanmôre. God wil vir jou 'n perfekte lewe gee. God wil vir jou vanmôre 'n lewe gee van oorwinning. Maar terwyl jy nog
op die ashoop van gister sit. Dis die assakke van eergister van verlede jaar krap. Kan God nie vir jou 'n perfekte lewe gee nie. Kom ons sluit ons oë asseblief. Draad. Jou vyand probeer ons vanmôre destruction destroys the anointing. Maar ons gaan hom nie toelaat nie. Sluit jou oë daar waar jy sit asseblief. Ek wil net vir 'n oomblik net toelaat dat hierdie boodskap in jou hart kom lê. Ek wil net vir 'n oomblik toelaat net dat God net by jou kom praat. By jou kom stil staan. En vir jou kom sê jy's skoon gewas. Vir jou kom sê jy's 'n nuwe skepsel in Christus. Shabanarakat sana mayendo rukus numuyemi. Ek het die skrif nou net gelees in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê doen dit tot my gedagtenis. Ek wil hê jy moet vanmôre wanneer jy aan hierdie tafel sit dat jy dit sal doen vir die gedagtenis dat Jesus was die perfekte offer wat vir jou gebring is. Jesus die bloedoffer wat hy gebring het is die perfekte offer vir môre wat nie net jou sonde weggevat het of net vergewe het nie, maar dat jou sonde weggewas is, skoon gemaak is. Wanneer jy vanmôre hierdie kelkie met die druiwesap drink, dat jy vanmôre sal sê, Here, I've been born again. I've been cleansed. Ek is skoon gemaak. My verlede is vergete. Weggewas in die bloed van die lam. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power, and it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valleys. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, and it
reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Dave en Marianne, kom help my by die tafel asseblief. Ek wil hê vanmôre kerk van die Here dat dit nie vir jou nooit nog 'n tafel of nog 'n nagmaal sal wees nie. Ek wil hê dat dit vanmôre spesiaal vir jou sal wees dat jy vanmôre aan hierdie tafel sal sit. Dis nie vanmôre die tafel van die lighuis nie, dis die tafel van die Here. En God nooi elkeen van ons, groot en klein, om aan hierdie tafel te kom sit vanmôre, sodat hy vanmôre deur dit wat ek vanmôre inneem, jou kan herinner jy's skoon gemaak. Sodat God vanmôre vir jou kan sê, jy's vrygemaak. Jou gisters is verby, jou eergisters is verby. Daar's nie herinnering aan jou sonde vanmôre nie, maar daar's 'n herinnering aan jou vrymaking vanmôre. Neem eet. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. Dave, sal jy net vir ons bid asseblief? Ek wil hê jy moet elkeen daarvan eet vanmôre. Ek wil hê jy moet dit vanmôre nie laat dit by jou verbygaan nie. Elkeen van die klein en groot, dat jy vanmôre sal deel hê. Die Bybel sê in Johannes 6, hy sê as jy nie deel het aan die nagmaal nie, het jy nie deel aan Christus nie. So ek wil jou nooi vanmôre om deel te kan hê aan die nagmaal vanmôre. Daarna het hy die beker geneem en het gesê dit is tot my gedagtenis. Dit was jou sonde weg. Dit maak jou skoon. Dit maak jou rein. Herinner ons aan dit vanmôre, Here. Nie aan my verlede nie, maar aan my toekoms vanmôre. And it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Groot is U vanmôre, Koning Jesus. Thank you for the blood of the Lamb. I faced a mountain that I've never faced before.
before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, still hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain, sometimes it's a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold on me. 'Cause your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to get a hold on me. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert, oh, to get a hold on me. Die herinnering kon hê dat jy gewas is in die bloed van die lam. Nie die herinnering aan jou sonde vanmôre en ongeregtigheid nie, nie herinneringe aan jou gister, jou eergister, jou verlede nie, maar dat jy vanmôre herinnering het dat jy gewas is in die bloed van die lam, herinnering het dat hy gesê het ek kom om jou te kom haal. Ek gaan op jou plek te berei, as ek gegaan het, dan kom ek weer. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die tyd wat Jesus gaan kom is voor die deur. Ons moet ons skoon hou vanmôre. En rein hou. Vader, dankie dat ons vanmôre aan hierdie tafel kon sit. Dankie vir hierdie diens vanmôre, Here. Dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat dit vanmôre in elke hart sal bly, Heilige Gees. Ek bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees, dat elkeen vanmôre nie sal vergeet, Here, wie ons is in Christus nie. Dat ons nie sal vergeet, Here, my sonde is weggewas nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus. En dat die bloed van Jesus is effektief, Here, vir altyd en altyd en altyd. Om my skoon te maak, my sonde weg te vat en my rein te hou. Ek bid, Here, dat U ons altyd sal help, Heilige Gees, dat ons altyd sal streef na heiligmaking, waar sonder ons God nie sal sien nie. Ek bid, Here, dat U ons verdaag in die liefde en vrede, bring ons op U bestemde tyd weer by mekaar, Here. En al die eer en al die lof en al die aanbidding kom net U toe vanmôre. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede. Want Jesus is sy naam. Hy maak sonde vry. Want Jesus is sy naam. Hy die vyand
reeds verslaan. Jesus is sy naam en hy maak son